kruisiging van ons Here Jesus Christus. Ons kyk terug na wat gebeur het soveel jare terug. Ek hou nie daarvan om 'n nommer aan dit te koppel nie, want as ek sê 2000 jaar terug is ek verkeerd, om en by 2000 en 'n paar jaar terug het Jesus Christus vir ons gesterf aan die kruis. En vandag wil ek graag vir julle die storie lees van die kruisiging. En ek het gekies om uit die boek van Johannes vandag te lees, want Johannes skryf dit 'n bietjie anderste as die ander 3 evangelies. Daar's 'n rede daarvoor, en ek gaan net so vinnig verduidelik, wanneer ons die evangelies lees, elke evangelie het 'n spesifieke groep mense gehad, waarvoor die persoon geskryf het. Matteus het geskryf vir die Jode, dat die Jode kan sien dat Jesus die Messias is. Lukas was 'n mediese dokter, hy probeer feite, 'n feitelike storie van Jesus se lewe neersit. Matteus was 'n tollenaar, Lukas. Markus het geskryf vir die Romeine, dis ook omdat 'n korter evangelie is en baie so, in Romeine was ons 'n oorlognasie. En Johannes het die evangelie geskryf, dis een van die laaste boeke wat ook geskryf is van die Nuwe Testament. Toe Johannes 'n ou man was, het hy teruggekyk oor sy lewe, nadat hy al op Patmos was en Openbaring geskryf het, toe sê hy, maar ek wil net weer teruggaan, en net weer 'n evangelie, 'n storie skryf, oor Jesus se lewe, 'n storie wat net weer vasmaak dat Jesus was werklik wie hy gesê het hy is, en hy het spesifieke goeders genoem in die evangelie van Johannes. En dis hoekom ek dit net sê vandag, dat wanneer ons die storie van Jesus se kruisiging in die evangelie van Johannes lees, dan kom ons agter hy sê sekere goeders vir spesifieke redes. Johannes het spesifiek hier gefokus om 'n paar profesieë wat Jesus in die laaste paar uur van sy lewe vervul het te noem, sodat ons weet dat Jesus was werklik die Messias. So ek begin in vers 17, en ek het hierdie uit die boodskap uitgevat, want die boodskap is soos 'n storie, en ek wil vandag vir julle die storie van Jesus se kruisiging lees. Hy sê hierso in vers 17, so het dit dan gebeur, dat hulle met Jesus kon doen, wat hulle lankal beplan het. So kom ons vat net gou 'n paar verse terug. Wie kon gedoen het met Jesus wat hulle wou? Die Jode. Die Jode het gekom en gesê, luister ouens, ons hou nie van Jesus nie, want Jesus bring 'n boodskap wat nie in lyn is met ons boodskap nie. Jesus bring 'n godsdienstige boodskap wat ons godsdienstige sisteem uitdaag, die krag van ons uit ons hande uitvat en dit in die hande van die Messias sit. Jesus bring 'n boodskap wat sê, jy hoef nie te werk vir jou redding nie, die redding gaan die Messias bring wat ek is. Jesus het gekom en gesê, ek is die seun van God, en hulle het gesê, dis wat is dit? Blasphemy. Die brassery, nie blasphemy. En hulle wou hom doodgemaak het, en hulle het hom gearresteer, en hulle het hom voor die hoofpriester gebring, wat Caiaphas was daardie jaar. Hy kon niks fout vind met hom, nie soveel so, dat hy so kwaad geword het vir Jesus, dat hy kan niks fout vind met Jesus nie, dat hy vir Jesus geklap het, en homself onrein gemaak het. Toe sê hulle, okay, so ons kan niks fout met hom kry nie, ons godsdienstige sisteem kan niks fout met hom kry nie, al het hy ons godsdienstige sisteem uitgedaag, kom ons vat hom na Pilatus toe. Hy is die gouverneur van die Romeine, so kom ons probeer 'n wetlike manier kry om hom skuldig te bevind, laat ons hom kan doodmaak. En Pilatus staan en praat met Jesus, en dit is vir my die mooiste van hierdie hele storie. Pilatus praat met hom, en Pilatus besef, maar wag so 'n bietjie, in al hierdie dinge, ek wat nie eers weet van die Joodse geloof nie, want hy is 'n Romein, hy glo in Apollo en Mars en allerhande sterre. Hy sê, maar wag so 'n bietjie, hier is iets anders in hierdie man. Hierdie man is eintlik werklik wie hy sê hy is 'n man wat met autoriteit praat, en Pilatus ontdek wie Jesus is. En hy sê vir die Jode, luister ouens, ek kry niks van met hom nie.
So wil julle nie eerder vir Barabbas, wil julle nie hom eerder kruisig nie, hy is 'n moordenaar. Maar die tradisie sê julle kan kies en die Jode skreeu nee, ons wil vir Jesus kruisig. Die moordenaar kan vrygaan, maar Jesus moet ons doodmaak. En dit is waar vers 17 begin. So het dit dan gebeur dat hulle met Jesus kon doen wat hulle lankal beplan het, want Pilatus het teruggestaan en gesê, okay ouens, ek vind niks fout met hom nie, julle eie sisteem vind niks fout met hom nie, maar okay, kruisig julle nou maar vir Jesus, en laat nou maar vir Barabbas vry, en ek was nou my hande in onskuld, want ek het self besef wie hierdie Jesus is, en hier begin ons, hulle wou so lankal vir Jesus doodgemaak het, en net in hierdie eerste stuk, tel ek net so op, ons is volgelinge van Jesus, en ons moet Jesus naboots, en baie keer, as ons die waarheid vertel, dan word ons gekritiseer. Is dit nie maar hoe dit is nie, nee. Jy kom en jy sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, dan kruisig die mense jou, want niemand hou van Jesus nie, want Jesus se waarheid challenge die wêreldse sisteem. En reg van die begin af, is Jesus ons voorbeeld, om net te sê, weet jy wat, lewe in die weg, in die waarheid, en die lewe, ten spyte van die mense wat gaan kom en jou gaan kritiseer, want die kruis het gebeur en ek het oorwin, maar ek kom myself nou nie vooruit hardloop nie. So hier begin ons. Jesus het van die vesting van Pilatus afgestap met die kruis oor sy skouer. Hy het met die klomp mense is na die plek van die kopbeen toe. In Hebreëus het die mense van Golgotha gepraat, want dit het soos 'n kopbeen gelyk. Daar het hulle hom aan die kruis opgehang om dood te gaan. Saam met hom het hulle nog 2 gekruisig, een aan elke kant van hom, met hom in die middel. Pilatus het ook 'n nota geskryf, en hierdie is vir my so mooi, en het aan Jesus se kruis laat vasmaak. Dit het gesê, waarom Jesus gekruisig is. Hy het geskryf, Jesus uit Nasaret, die koning van die Jode. Pilatus het die nota in 3 tale laat skryf, Hebreëus, Latyns en Grieks. Die kruis het vlak by die stad gestaan. Baie Jode het daar verbygestap en gelees wat Pilatus se nota gesê. Dis vir my so mooi. Die Jode sê, hy is nie ons koning nie, ons aanvaar hom nie. Pilatus kyk na Jesus en hy besef dat Jesus is werklik wie hy sê hy is. So hy sê, okay, ek gaan nou die Jode spyt. Ek gaan nou vir hulle mooi vertel wie hierdie man is wat hulle nou kruisig. En hy skryf sommer in 3 tale, sodat almal wat daar verby kan stap, kan lees en kan sien en kan besef, hierdie man wat hier aan hierdie kruis hang, is Jesus Christus, die Messias, die koning van die Jode. Die leiers van die priesters was baie ontevrede daaroor. Hoekom? Want weer eens gaan dit teen hulle godsdienstige geloof. Hulle is reguit na Pilatus toe. Moet asseblief nie skryf koning van die Jode nie. Dit is nie reg nie. Skryf liewer, hierdie man het beweer, ek is die koning van die Jode. Pilatus het by voet by stuk gehou. Hy het net gesê, sorry, maar hierdie man is werklik julle koning. Julle moet dit nou maar aanvaar, en tot vandag toe aanvaar die Jode ongelukkig dit nie. Wat ek geskryf het, is finaal, dit bly net so. Die soldate wat Jesus gekruisig het, vat toe Jesus se klere, hulle pak dit in 4 hoopies, 'n hoopie vir elkeen wat gehelp het. Die kledingstuk wat Jesus gedra het, was uit 1 stuk materiaal gemaak. Dit was nie stukke lappe wat aan mekaar gewerk was nie. Die soldate bespreek die saak. Dit sal daarom 'n groot skade wees om hierdie kledingstuk in stukke te skeur. Kan ons nie liewer lootjies trek nie? So gesê, so gedaan. Sonder dat hulle dit besef het, het hulle maar net gedoen wat die skrif lankal gesê hulle sou doen. Hulle het my klere onder mekaar uitgedeel. Vir my kledingstuk het hulle lootjies getrek. Dit is presies wat hulle gedoen het. Dit maak net sin dat jy nie 'n hemp of 'n baadjie in stukke gaan skeer en dit opdeel tussen mense nie. Hulle het net logies gedink, maar dit was 'n profesie wat al lank voor Jesus se kruisiging uitgespreek is om te sê, die Messias gaan in 'n kruis hang.
Sy klere gaan hulle ewen voor loetjies trek en daar gebeur dit. Net nog 'n teken dat Jesus werklik die Christus is. Die soldate was nie die enigste mense by die kruis nie. Jesus se ma en sy tannie Maria, wat met Koppas getroud was, en Maria Magdalena was ook daar. Toe Jesus sy ma daar sien staan, saam met sy volgeling, vir wie hy 'n baie spesiale plek gehad het, sê hy, wie sy volgeling vir wie hy 'n baie spesiale plek gehad het? Johannes, die ou wat hierdie skryf. Johannes het geweet hoe lief Jesus hom het. Hy het gesnap, Jesus is liefde. En Johannes kan dit selfs in sy evangelie skryf, Jesus het 'n baie spesiale plek vir my gehad, want hy weet hoe lief Jesus hom gehad het. Toe sê hy, ma, dis nou Jesus wat nou weer praat, ma, laat hy van nou af jou seun wees. Hy kyk toe vir sy volgeling, my vriend, laat sy van nou af jou ma wees. Van toe af het Maria by hom gaan bly, en hy het daar versorg. Jesus was nou tevrede, dat hy alles gedoen het, wat hy moes doen. Hy sê toe, ek is dors. Die skrif het ons gesê, dat hy so sou sê. Dit is so incredible, nee, dat al hierdie goeders voorspel is, duisende jare terug, en Jesus het alles nagekom. Na by die kruis het iemand sy bottel suurwyn gelê. Die mense vat toe die wyn en gooi daarvan oor 'n spons, met 'n takkie wat hulle op 'n hysoplant afgebreek het. Lig hulle die spons toe tot by Jesus se mond. Jesus het sy lippe en mond daarmee nat gemaak. En hier gebeur dit toe. Hy sê toe, nou het ek alles gedoen wat ek moes doen. Sy kop het vooroor geval en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Jesus sê aan die kruis, nou het ek alles gedoen wat ek moes doen. Ons kan nou in verskillende vertalings ingaan, dit is volbring, tetelestai, hierdie is so mooi. Nou het ek alles gedoen wat ek moes gedoen het. Wat beteken dit? En ek wil hiermee land. Ek het dit so saamgevat, in daardie oomblik, toe Jesus die uitspraak maak om te sê, nou het ek alles gedoen wat ek moes doen, verklaar hy, dat sy sending van verlossing, hy het gekom om ons te verlos, hy het gekom om ons vry te maak, hy het gekom om ons te red. Toe hy gesê het, ek is nou klaar, het hy verklaar, dat daai sending van verlossing nou volbring is. Dit is nou afgehandel. Jesus verklaar dat elke vereiste van die wet nagekom is. Ek kon dit nie gedoen het nie, jy kon dit nie doen nie, hulle kon dit nie gedoen het nie, Jesus kon. Hy verklaar dat elke vereiste van die wet nagekom is. Elke profesie aangaande die Messias vervul is en die volle betaling vir die mensdom se sonde betaal is. Hierdie is groot. Dit was nie 'n bloot 'n teken van persoonlike voltooiing. Hy het nie daar gehang en gesê, ouens, soos wat Paulus gesê het, ek het die reis voltooi nie. Nee. Jesus het gesê, ek het alles gedoen. En dit is groter net as hy wat aan die kruis hang. Dit het betrekking met my, met jou, met nog elke mens wat gelewe het, elke mens wat nou lewe, en nog elke mens wat gaan lewe. Dit was nie 'n teken van persoonlike voltooiing nie. Dit was 'n radikale verskywing in die kosmiese orde. Dit was dan donker gewees. Die son het donker geword. Daar was aardbewings. Jesus se dood was nie net 'n man wat gesterf het aan die kruis nie, dit het die heelal geruk. Julle moet amen sê, want dit is groot, né? Die offerstelsel en die behoefte aan voortdurende voorsiening is vervang deur 'n voltooide werk, wat die gaping tussen die mensdom en God permanent oorbrug het. Jesus kom en hy sê, hierdie wat julle moet betaal vir julle sondes werk nie, want julle kan dit nie doen nie. Julle in julle self is nie goed genoeg nie, maar ek sal dit kom voltooi. Ek sal vir julle perfek lewe, sondeloos lewe, heilig lewe, anders lewe. Ek gaan vir julle die voorbeeld stel hoe om dit te doen,
En dan gaan ek julle hoëpriester wees, want Kajafas kan die huis onrein uit my geklap. So ek gaan dit dan vir julle doen. En die heelal het uitgeroep toe hy gesê het, nou het ek alles gedoen wat ek moes doen het. Het die heelal uitgeroep. En daar het 'n voorhangsel, so dik stuk materiaal in die middel deur geskeur. En Jesus het gesê, nou, dan sal hier die afstand tussen God en mens. En hy het gesê, dis klaar. Nou is ons geneig, en ek wil hier nie afsluit, nou is ons geneig om hierdie te hoor. En dan sê ons, maar nou is daar tog nog sondes wat Jesus nie vergewe nie. Of nie vergewe het nie. En dit is waarvoor ek nog moet werk, dis mos die fyn skrif. Jesus hang aan die kruis en hy sê, ek het nou alles gedoen, wat ek gekom het om te doen. En dan kom ons en sê, nee maar, daar is nog steeds sondes wat Jesus nie kan vergewe. So kom ons kyk gou. Dis die lys van sondes wat Jesus nie kan vergewe nie. En Jesus nie vergewe het nie. Niks. Hy het alles gedoen wat hy moes doen het hier op aarde. Jesus Christus, dankie dat U vir ons gesterf het vir ons sondes. En dankie dat U gesê het, dit is nou volbring. Die kontrak is afgehandel. Ons hoef nie meer te werk nie. Ons lysie is skoon. Want U alles op U gevat en U daarmee afgehandel. Die heelal het getuig daarvan, met aardbewings, met die son wat donker geword het. Ongelowiges het by die kruis gestaan en gesê, hierdie man is werklik wie hy sê hy is. 'n Romeinse gouverneur het U ontdek, 'n sondaar langs U aan die kruis, het U ontdek, 'n Romeinse soldaat het ontdek wie U is. In daai oomblik het U werklik klaar gemaak. Het ons vrygemaak en ons kan nou lewe. Ons was dood onder die wet, onder werke, onder vloeke. Maar as gevolg van dit wat U aan die kruis gedoen, is ons nou vry. En ons sê vir U, dankie. Ons loof U en ons prys U vir dit wat U gedoen het. Here, U is koning en mag daardie waarheid deur hierdie hele wêreld gaan, dat U is die weg, die waarheid en die lewe. U is gekruisig, U het oorwin en U lewe. Ons loof U en ons prys U. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.